Goeiemôre. Kersfees 2025. Wat 'n vreugdevolle dag is dit nie vir ons nie. Vreugdevol omdat dit die dag is wat ons verkies het om die geboorte van ons verlosser te herdenk. Ons weet dit was nie werklik op 25 Desember wat Jesus gebore is nie. Maar dit is 'n dag wat beskikbaar was. Ek weet nie eintlik hoe om dit te stel nie. En ons gebruik daardie dag om Jesus se koms na die aarde te vier. Maar ons is besig eintlik met 'n ander reeks op hierdie oomblik. Ons is besig met die Omega leer, waar ons gesels oor die eindtyd. En vandag se Kersboodskap wil ek dan die klem laat val ook. Hoe vier 'n mens nog Kersfees in die eindtyd? Kan 'n mens nog Kersfees vier in die eindtyd? Want jy kry al hoe meer mense wat kom en sê jy mag nie meer Kersfees vier nie. Ons moet liewer Hanukkah vier. En dit is 'n fees wat op die Jode gerig is. Dit gaan oor geloof. Daar is niks verkeerd as jy dit vier nie, maar wanneer vier jy die geboorte van jou verlosser? So, dit is dan waaroor ons vandag wil gesels. Nou ek wil met 'n omhaal van woorde kom en ek wil met u praat oor die hele Bybel basies vandag. En kom ons begin in die Ou Testament. In Prediker 3 lees ons die bekende gedeelte oor tyd. En ek gaan net die eerste paar verse lees. Ek gaan nie eers die hele stuk van vers 1 tot 8 lees nie. Alles het sy bepaalde uur en vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. 'n Tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterwe. 'n Tyd om te plant en 'n tyd om uit te roei wat geplant is. 'n Tyd om dood te maak en 'n tyd om gesond te maak. 'n Tyd om af te breek en 'n tyd om op te bou. 'n Tyd om te ween en 'n tyd om te lag. 'n Tyd om te weeklaag en 'n tyd om van vreugde rond te spring. 'n Tyd om klippe weg te gooi en 'n tyd om klippe bymekaar te maak. 'n Tyd om te omhels en 'n tyd om ver te wees van omhelsing. 'n Tyd om te soek en 'n tyd om verlore te laat gaan. 'n Tyd om te bewaar en 'n tyd om weg te gooi. 'n Tyd om te skeur en 'n tyd om aan mekaar te werk. 'n Tyd om te swyg en 'n tyd om te spreek. 'n Tyd om lief te hê en 'n tyd om te haat. 'n Tyd vir oorlog en 'n tyd vir vrede. En ons is nou in die eindtyd. En hoe beïnvloed dit wat ons in die eindtyd beleef, ons hele siening oor Kersfees? Eerstens dink ek, verloor mense heeltemal perspektief. As jy Kersfees vier en al wat jy sien is Jesus as baba. Baba Jesus het jou nie gered nie. Maar Jesus moes as 'n baba aarde toe kom, sodat ons hom kan sien in sy menslikheid. Hy het nie gekom as 'n koning op 'n wit perd nie. Hy het gekom as die swakste vorm wat 'n mens kan wees, 'n baba wat niks vir homself kan doen nie, waar die ouers alles vir die kind moet doen. En dit is die vorm waarin Jesus na ons gekom het, sodat ons beter met hom kan identifiseer. So, daar's 'n tyd wat hy gebore is. Maar wat ek vandag wil hê is, ons moet kyk na die hele Bybel. En net soos ons die hele Bybel moet bestudeer, moet ons na alle aspekte van Jesus kyk. Want sy geboorte was 'n wonderwerk. Dis 'n wonderwerk dat God homself so verneder het om aarde toe te kom om 'n menslike gestalte aan te neem. Maar dit is ter wille van ons gedoen. As ons dan kyk in die Ou Testament, dan sien ons dat Jesaja, dis min of meer 2700 jaar teruggeskryf, Jesaja 9 verse 1 tot 7. Die volk wat in duisternis wandel, het 'n groot lig gesien. Met ander woorde, dis van Israel wat gepraat word. En dit gaan oor die eerste koms van Jesus. Die wat woon in die land van die doodskaduwee, oor hulle het 'n lig geskyn. U het die nasie vermenigvuldig, hulle vreugde groot gemaak. Hulle is vrolik voor u aangesig, soos iemand vrolik is in die oestyd, soos iemand juig as die byt verdeel word. Want die juk wat op hulle gedruk het en die stok wat hulle rug getref het, die roede van hulle drywer het u verbreek, soos op die dag van Midian.
want elke soldaat skoen wat daar wegstap met gedreun, en die kleed wat in bloed gerol is, dien tot verbranding, 'n prooi van die vuur. En as daar gepraat word van 'n kleed wat in bloed gerol is, ons kom dit later in Jesaja te, dan is dit van Jesus wat daar gepraat word, en die offer wat hy gebring het, terwille van elkeen van ons. Dan gaan dit aan, en dan kom ons eintlik by die bekende gedeelte uit Jesaja 9. Want 'n kind is vir ons gebore. Die vorige gedeelte het die toestand beskryf toe Jesus gebore is. En nou kom ons by sy geboorte. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors. Kyk net na hierdie wonderlike name wat hy genoem word. Tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde, op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur die reg en deur geregtigheid, van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. Die Here stuur 'n woord in Jakob, en dit val in Israel. Hierdie boodskap, hierdie lig het begin skyn in Israel. God se uitverkore volk. Maar hulle het dit nie raak gesien nie. Hulle was nie bewus van die betekenis van hierdie baba wat in hulle land gebore is nie, wat een van die Joodse vrouens geboorte aan geskenk het aan daardie seun. Want hulle het op 'n gedeelte klem gelê. Hulle het gekyk na die heerskappy wat hy gaan hê op die troon van Dawid. En hy gaan dit bevestig en dit versterk deur reg en deur geregtigheid van nou af tot in ewigheid. Hulle het gedink die Messias gaan kom en gaan regeer vir ewig. Hulle het nie besef daar is twee verskillende komste van Jesus nie. En daarom aanvaar die meerderheid van die Jode vandag nog nie vir Jesus as hulle Messias nie, want hulle sien die koning wat moet regeer vanaf sy troon. En net so verkeerd is die kerk wat net die baba sien wat gebore is. Ons moet sien wat Jesus vir ons beteken, en hy het vir ons betekenis van sy geboorte in die krib, wanneer dit ook al kon wees. En dan brei dit uit, en hy doen meer wonders, en hy wys hoe kragtig hy is, totdat hy aan die kruis sterf, en daarna sy opstanding uit die dood, en sy hemelvaart. Dit is als 'n eenheid. Ons kan nie die verskillende gedeeltes skei van mekaar nie. Dit is hierdie eenheid van God, wat tot ons moet spreek. Maar hierdie woorde wat ons hier lees, Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors. Hoeveel van hierdie dinge is bewaarheid? Beteken dit dat die profeet Jesaja 'n leuen verkondig het toe hy hierdie profesie geskryf het? Nee, stellig nie. Wat dit beteken, is dat Jesus met verloop van tyd by al hierdie dinge uitkom. En dit is waarom ons iets soos die 1000-jarige vrederyk, die millennium gaan kry, waar hy dan as vors gaan regeer van die troon van Dawid af, en hy gaan oor sy koninkryk regeer, en sy koninkryk gaan nie net Israel wees nie, dit gaan die hele wêreld wees. So, die Ou Testamentiese profeet vertel 2700 jaar terug, wat 700 jaar in die toekoms sou gebeur het, maar ook wat 2700 jaar later sal gebeur. Hy voer dit verder in 2 hoofstukke later. Van Jesaja 9 spring ons nou na Jesaja 11. Maar daar sal 'n takkie uitspruit uit die stomp van Isaai. As jy nie die Bybel goed genoeg ken nie, Isaai is die vader van Dawid gewees. Met ander woorde, 'n takkie uitspruit uit die stomp van Isaai. Dawid gaan uit sy nageslag gaan daar hierdie kind gebore word wat hierdie dinge gaan doen. En as ons die stamregisters kyk in Matteus 1 en Lukas 3, dan sien ons hoe die stamlyn deurgetrek word van
Dawid eintlik van Adam af deur Dawid tot by Jesus Christus. En op hom sal die gees van die Here rus, die gees van wysheid en verstand, die gees van raad en sterkte, die gees van kennis en die vrees van die Here. En hy het 'n welgevalle aan die vrees van die Here. Met ander woorde, wat is die vrees van die Here? Dit is om die gebod van God te onderhou. Jy sal wil doen wat God wil hê jy moet doen. En hy sal nie regspreek na wat sy oë sien nie, en nie oordeel na wat sy ore hoor nie, maar aan die armes sal hy in geregtigheid reg doen, en die sigmoediges van die land met billikheid oordeel. Maar hy sal die aarde slaan met die roede van sy mond, en met die asem van sy lippe die goddelose doodmaak. Dit wat ons oor reeds gepraat het, die vrederyk en ook die Gog-Magog oorlog, sien ons hierdie dinge wat gaan gebeur. En dit is dieselfde Jesus wat 2000 jaar terug in die huis van brood, soos ons dit noem, Bethlehem, in Hebreëus Bethlehem, die huis van brood, is die brood van die lewe gebore, wat al hierdie dinge gaan doen. En dit moet ons raak sien. Hierdie gedeelte gaan nog verder, en nou kom ons by 'n beskrywing van dit wat gaan kom tydens die 1000-jarige vrederyk, as hy regeer op aarde. En u kan sien dat hierdie gedeeltes is aan mekaar. So ons probeer altyd 'n skeiding maak tussen hierdie verskillende aspekte, maar is een ding wat God vir ons gegee het. En geregtigheid sal die gordel van sy lendene en trou die gordel van sy heupe wees. Dan wy die wolf by die lam, en die luiperd gaan lê by die bokkie, en die kalf en die jong leeu en die vetgemaakte vee by mekaar, en 'n klein seentjie sal hulle aanjaag. Met ander woorde, die vrederyk. Die koei en die beerin wy, en hulle kleintjies lê by mekaar, en die leeu eet strooi soos die os, en die suigeling speel by die gat van 'n adder, en die gespeende kind steek sy hand uit na die kuil van 'n basilisk. Hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op my heilige berg nie, want die aarde sal vol wees van die kennis van die Here, soos die water die seebodem oordek. Ons gaan weet wat God wil hê, want Jesus leef met ons op aarde in daardie tyd. As ons dan oorgaan en ons kom by die Nuwe Testament uit, en ons lees Filippense 2 vers 4 tot 11, dan sien ons hoe ons moet leef, om hierdie geskenk wat God aan ons gegee het, sy seun wat hy gegee het, dat die seun gebore moet word, om vir ons redding te bring, hoe ons moet optree, om daardie geskenk in besit te neem. Julle moenie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Mense, dit is diep woorde wat ek hier met julle praat. Luister mooi daarna. Jy leef nie net vir jouself nie. Jy moet omsien na ander se belange. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag. Met ander woorde, hy het homself verneder. Hy was gelyk aan God, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan mense gelyk te word en in gedaante gevind as 'n mens. Het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. En die kruis was die vloekhout van daardie tyd. Dit was 'n skande om aan die kruis te sterf. Maar Jesus het dit op hom geneem ter wille van my en jou oortredinge. Maar om dit te kon doen, moes hy eers gebore word, en dit is die rede waarom ons Kersfees vier. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot die heerlikheid van God die Vader. Wat 'n wonderlike woorde is dit nie? En dit word vir ons gegee, dat ons besef, hoe groot is Jesus Christus. Hy is nie gelyk aan ons nie. Hy is so ver verhewe bo ons, dat ons niks is in vergelyking met hom nie. En tog
gaan ons saam met hom erf, als wat die Vader aan hom gee, gaan ons ook erf. En dit is die liefde wat God tot ons het. En dan minnig ons hierdie liefde, deurdat ons nie eerbied aan Jesus Christus wil betoon nie. Ons lees van geloof as ons kyk waar die geboorte beskryf word, of kort na die geboorte, Lukas 2 vers 25 tot 32. En dit is met hierdie gedeelte wat ek vandag wil afsluit. En daar was 'n man in Jerusalem met die naam van Simeon. En hierdie man was regverdig en vroom en het die vertroosting van Israel verwag. Met ander woorde, hy het Immanuel, God met ons verwag. Hy het Jesus Christus verwag. En die Heilige Gees was op hom, dis op hierdie Simeon. En hier kom hierdie ou man wat in die tempel sit. En hy leef op die regte wyse wat ons ook moet leef. En aan hom was dit deur die Heilige Gees geopenbaar dat hy die dood nie sou sien voordat hy Christus van die Here gesien het nie. Met ander woorde, die Heilige Gees het vir hom gesê, jy sal nie sterf voordat jy nie die Christus, die redder van jou volk, van die mensdom gesien het nie. En Simeon het deur die Heilige Gees, met ander woorde, die Heilige Gees het hom gelei in die tempel in. En toe die ouers die kindjie Jesus inbring om met hom te handel volgens die gebruik van die wet, het hy hom, Jesus, in sy arms geneem en God geloof en gesê, nou laat u Here, u diensknegt gaan in vrede volgens u woord, omdat my oë u heil gesien het, want wat u berei het voor die oë van al die volke, 'n lig tot verligting van die nasies en tot die heerlikheid van die volk Israel. Dink terug aan die woorde wat ons net nou in Jesaja 9 gelees het. Maar dink aan Simeon, dink aan die geloof van hierdie man, wat sê, ek het Immanuel gesien, nou kan u my wegneem. Het jy Jesus ontmoet? Simeon het hom in werklikheid, het hom fisies ontmoet, maar ek en jy ontmoet Jesus op 'n ander manier. Ons moet bewus wees van ons sonde, ons moet leef soos wat Efesiërs beskryf het ons moet leef. Die Heilige Gees moet in ons wees, dan weet ons dat ons redding het. So as ons kyk na die hele lewe van Jesus, hy is in Bethlehem gebore, as 'n baba, 'n swakke baba, maar hierdie swakke baba sou ontwikkel tot 'n reus, wat alles vir ons doen. Hy het sy liefde vir ons openbaar, deur vrywilliglik aan die kruis te sterf, ter wille van my en jou oortredinge. Het jy al aanvaar dat hy ter wille van jou gesterf het? Ons moet dit aanvaar, want Jesus het dit ter wille van ons oortredinge gedoen. En ons moet hierdie geskenk wat hy ons aanbied, met ons aanvaar, sodat ons gered kan word. En dan kan ons so Simeon sê, Here, nou kan u my wegneem. Ek moet nie meer bang wees vir die dood nie, want ek is met Jesus, ek het hom aanvaar, ek glo dat hy God is. Ek glo dat hy na hierdie aarde gestuur is, om hier te sterf ter wille van my oortredinge. Glo jy dit werklik? Is dit wat jy glo? Jy moet dit glo, as jy gered wil word. Daarom wens ek op hierdie dag vir u 'n wonderlike Christusfees toe. En onthou, dit gaan nie oor die baba Jesus nie. Jesus het as baba gekom, maar deur 'n hele proses gegaan om ons te red. Die baba het niemand gered nie, maar Jesus het as groot mens die hele wêreld gered. En ek en jy moet besef dat ons ook 'n pad met Christus moet wandel. Ons moet ontwikkel in ons geloof, dat ons alles verstaan wat hy wil hê ons moet verstaan, en dan sal ons hom vind. O Here, ons roep u naam aan. Dit is 'n mensgemaakte dag wat ons hier vier, maar ons wil vier dat u seun na die aarde gestuur het, om hier gebore te word as mens.
sodat hy hier kon opgroei, om uiteindelik aan die kruis te sterf ter wille van ons. Here, dit is so ondenkbaar, dat hy homself verlaag het om mens te word, om verder verneder het deur aan die kruis te sterf, maar hy het dit uit liefde vir ons gedoen. Here, help ons dat ons daardie selfde liefde aan U kan openbaar. Versterk ons liefde vir U, versterk ons geloof in U, dat ons net vir U sal leef. Wees U met ons vandag en al die dae wat voorlê, hoe lank U ons ook nogal spaar, en gee dat as ons asem hier uitblaas, ons met U sal wees, of dat ons gereed sal wees as U kom om ons te kom haal op die wolke, dat ons gereed sal wees om saam met U weg te gaan. Ek vra hierdie dinge in die naam van Hom wie se geboortedag ons vandag vier, Jesus Christus, God met ons, Immanuel. Amen.